Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren. Met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode word geborg deur my oorsprong van die veeboekreeks. Jy het hulle op die podcast ontmoet, nou sien hulle in aksie. Jy kan nou my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koffie te koop. Dit kan eenmalig wees of jy kan dit weer in die toekoms doen. Jy kan ook die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Leer meer op my webtuiste Ronel the Mythmaker. Skakels in die beskrywing. Ons gaan voort met ons verkenning van die werkers van die dood. Vandag se vee, Furee, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die Furee, antieke geeste van geregtigheid en wraak, is die dogter van Uranus, lig, en of Gaia, aarde, of Nyx, nag, afhangende van die bron. Hulle getalle is onbepaald, maar Virgil het 3 erken: Electo, onophoudelik, Megaera, teesinnig, en Tisiphone, wrekende moord. Dit is goed gevestig dat dit hul rol is om orde te hou en diegene wat die reëls oortree te straf, byvoorbeeld vervolging van moordenaars ensovoorts. Godinne van wraak vir persoonlike vloeke, spooke van die vermoordes, maak nie saak wat hulle is nie, die Furee strafvol slagoffers deur hulle mal te maak. Hulle dra fakkels, swepe en bekers gif om straf uit te voer. En wanneer hulle nie in die land van die lewendes werk nie, martel hulle verdoemde siele in Hades. Die Furee is nie boos nie. Hulle straf net kwaadoeners, so onskuldige mense, het niks om van hulle te vrees nie, selfs wanneer hulle as stormwolke of swarms insekte verskyn. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, Furee. Furee is legio. Hulle versamel die siele van die gesneuweldes om te veg aan die einde van die tyd. Hulle straf ook die goddeloses, wreek die onskuldiges en meng in die lewens van sterflinge en vee. Hulle dra klere van as, roetvol in hul nasleep. Hulle het vlerke wat soos vleermuise in lyk. Furee is uitstekend in gevegte. Hulle kan enige wapen gebruik en kan hul vyande vermorsel in nabye gevegte, met of sonder wapens. Hulle woon in die onderwêreld. Hulle antwoord aan Dagda, die bewaarder van die sluier, en Ankou, die koning van die dooies. Soos alle wesens wat met die dood geassosieer word, is die reëls van Fairie nie op hulle van toepassing nie. Hulle kan as doodsvee geklassifiseer word. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie. Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.